Goeiemôre, good morning. Hallo daar en hartlike goeiemôre. Mag hierdie maandag sommer op 'n hoë noot vir iedereen en elk van julle begin. Alsa, waar gesels ons vandag? Ek meen, die naweek was net so lekker. Daar is 'n baie groot verskeidenheid. Ons pak 'n interessante gesprek aan oor die spesiale band tussen paas en hulle dogters, saam met Dr. Hein Hofmeyer. Dan maak ons kennis met Dani Pitbull van Heerden om die wêreld van professionele klapveg te verken. Ons fokus ook op die Nampo Oesdag of Oesfees saam met Graan SA se Tobias Dooyer en vind uit wat vanjaar se tema Resilience through Innovation vir die landboubedryf beteken. Ek weet ook dis 'n baie gewilde fees of landboufees wat gewoonlik deur baie mense ook bygewoon word. En Mani Jackson kuier by ons met sy nuwe enkelsnit. Mans, die hemel weet ek sien uit daarna. Dit gaan so lekker wees. My vraag is, waar's Julia? Ja. Hoorie so nou maar voordat ons daarby uitkom, lekker koud gewees die afgelope week of wat, né? Die naweek het ook nie teruggehou nie. Iemand sê vir my die winter het net skielik aangebreek. Ja, Dis hoe dit voel. Skielik, van somer, daar was geen herfst tussenin, niks nie, is net skielik winter en hy het ons vanjaar behoorlik onverhoeds betrap. In Lesotho lê die berge reeds onder 'n lekker wit kombers. 'n Ongewone vroeë verskynsel wat waarsku dat die koue nou werklik hier is. Nou mate hierdie weerverskynsel vererger, kan bergagtige gebiede heeltemal geïsoleer word, wat reis uiters gevaarlik kan maak. In Suid-Afrika laat die weer ook ons weet, hy's aan die verander. Die tuinroete en Oos-Kaap kan ons swaar aanhoudende reën verwag met risiko's vir vloede en padsluitings. George en Kubega maak gereed vir stormagtige see en erge winde. Hy het dit al gesien so voor die naweek sy kop ook uitgesteek het en in die binneland tuimeltemperature baie vinnig en sneeu word selfs in die hoëliggende dele van die Oos- en Noord-Kaap verwag. Hier by ons in die Johannesburg en Pretoria omgewing kan ligte reën verwag word, maar dis veral die lekker buitende koue wat mense binnenshuis hou en gaan hou. Durban en die Ooskus moet 'n ligloop vir swaar donderstorms en moontlike vloede. Hierdie vroeë sneeu is tekens dat ons dalk 'n moeilike winter het wat voorlê. En hierdie word beskryf as een van die mees intense vroeë winterstelsels in jare. So of jy nou op pad is of by die huis bly, wees asseblief versigtig en hou die koue dop. Ek dink dit is nogal kommerwekkend, jy weet, om te sien hoe die weer die afgelope tyd gemaak het. Heeltemal. Jy weet, dis nou werklik 'n tyd wat ek nie op die see wil wees nie. Nee, glad nie. En ek dink ook wanneer 'n mens kyk na wat gebeur het in Victoria Bay en ek dink die 125 skole, jy weet, by langs die tuinroete Ja. wat ook gesluit is as Toe moes gevolg maar. van hierdie ongure weer. So dinge is net 'n bietjie vreemd of anders. Dink jy ja. die wêreldverwarming storie, global warming of so waarvan hulle al jare oor gepraat het gebeur of is dit nie hoe kan die Amerikaners wat ook iewers bo in die lug reën kweek nie en dat dit alles 'n impak het nie. Kyk, van samesweringsteorieë weet ek nou maar min, maar al wat ek vir jou kan sê is ek dink klimaatsverandering speel wel 'n rol. En ek dink net is dit van altyd sleg wanneer mense, jy weet, op 'n manier geraak word. Die skade wat soms aangerig word na aanleiding van hierdie oorstromings en so wat plek plaasvind. Al op die infrastruktuur, nê? En ook die kanse wat mense vat, jy weet, Heavy. daar's sommige paaie wat onder water is en die mense vat steeds daai kans om deur daai water te ry. So moet dit asseblief nie doen nie. Wees versigtig. Wees veilig asseblief tog en moet nou nie na aanlyn inkopies doen dat dit nou vir jou moet aflewer as jy weet die water is kniehoogte in die paaie nie. Maar ek moet vir jou wel sê, ek sal nogal daarvan hou as dit hier ook kan sneeu. Sal jy daarvan hou? Ja, dit het maar so, wanneer was dit? 2 jaar gelede, 2-3 jaar gelede. Liggies gesneeu en ek wou nog 'n foto gehad het in die sneeu en dit was so of dit gebeur en dit is verby. So ek sal van hou as dit net so bietjie meer kan sneeu. Anders moet jy maar die pad veilig vat daar na die Lesotho berge toe. Dit klink vir my na 'n plan. Dit klink vir my na 'n plan, miskien moet ek daar uitkom. Nou goed, ons beweeg aan na 'n volgende storie. Hier is my baie interessant. Daar is 'n nuwe, ietwat onrusbarende gier in die verhoudingswêreld. Mense gebruik nou kunsmatige intelligensie om digitale weergawe van hulle ex-maats te skep. Goed, ons gaan nou sê wat ons hiervan dink. Met hierdie sogenaamde program genaamd X-Skill kan gebruikers ou boodskappe, foto's en sosiale media inhoud laai om aan 'n digitale X te bou.
Hierdie KI-weergawe bootst die voormalige maat se stem, manier van praat en selfs hulle unieke persoonlikheid na. Nou die idee is glo om mense te help, skus, om die seer van 'n verhouding wat skibreek gelei het te verwerk. Dit gee hulle die kans om dinge te sê wat hulle nooit kon sê nie en so hopelik vrede te vind. Tog laat dit groot rooi ligte en sommer vlaggies ook flikker en wapper. Wat van privaatheid? Mense se persoonlike data word ingespan sonder dat hulle ooit toestemming gegee het. En dit kan ook dalk veroorsaak dat gebruikers in die verlede vashak in plaas daarvan om aan te beweeg. Sommige mense het ook genoem dat dit jou toekomstige verhoudings kan beïnvloed, want dit kan dit moeiliker maak om 'n nuwe gesonde pad saam met iemand anders te stap as jy nog met 'n digitale spook gesels. Kenners waarsku dat hoewel dit dalk vir sommige mense terapeuties voel, dit 'n onrealistiese en selfs skadelike manier kan wees om hartseer te hanteer en te verwerk. Ja, nou het ek ook al alles gehoor. Wat? Rarig. Kyk, ek dink baie mense sal nuuskierig wees. Ek sal nogal nuuskierig wees om te sien hoe akkuraat hierdie program 'n X, kom ons sê maar net 'n X kan naboots. Ja, maar dink jy mense beproef eintlik KI se vermoë op so 'n manier? Dis maar eintlik wat dit hulle doen. Ek wil sien of jy vir Elsa kan emuleer soos wat sy in die regte lewe is. Of ou Pira. Kom ons kyk hoe hy gaan. Julle gaan sukkel. Dis baie. Die vraag is hoe verwerk 'n mens dit? Jy weet, sommige ekse maak steeds kontak na al die jare, stuur steeds boodskappe, laat so nou en dan van hulle hoor. So ek wonder nou met so 'n program, ek wonder ook hoe doeltreffend dit is. Jy weet, want hulle sê nou dit kan terapeuties wees. Hoe suksesvol is dit wanneer mense daai vorige verhouding van hulle moet verwerk? Nou, verbeel jy net, jy sit lekker daar met jou huidige nuwe date en terwyl jy dan kry jy 'n SMS van jou spook-ex af. Ag man, ek wil daarom net, ja, ek mis jou. Ek is so jammer ek het opgebreek. En dan vlam daar weer 'n nuwe hoop op. Ag nee, man, dis sommer strooi hierdie totale ex waar in jou lewe. Nee, ek het nou al alles gehoor. Ja, ek dink ons gaan maar nie, kom ons laat dit daar nie. Ja. Kom ons gesels maar nie verder oor ons ekse nie. Ja. Dankie, Maar baie Pieter. dankie. Nee, wat julle het nou al gesê, KI kan ons as aanbieders vervang. Ek hou nie daarvan nie. Nou KI en 'n X, nee wat, stap weg, vergeet daarvan en bou vir jou lekker spiksplinter nuwe verhouding met iemand in real life. En sê liewer net vir daai ex. Jy weet wanneer so 'n verhoudingsgebreek lê, sê net soos wat ek al in die verlede gedoen het. Skryf jou kompas en kies koers uit my lewe. Dis so maklik soos dit en gee jou foon, gee jou tablet en dan delete jy al jou boodskappe sodat hy dit nie na die tyd of sy dit nie na die tyd kan gebruik vir een of ander KIX nie. Nou ja, die dinge wat ons met julle deel. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin. Van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblok te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company. Kwaliteitsorg elke dag. Net hier op Goeiemôre Good Morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark,
of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Daar was onlangs 'n gegons op sosiale media oor die impak van boy moms. Jy weet, daardie ma's wat glo hulle seuns kan absoluut niks verkeerd doen nie. Ons het egter besluit om die ander kant van die saak te ondersoek. Vandag gesels ons met die kliniese sielkundige Dr. Hein Hofmeyer oor die sogenaamde girl dads en die spesiale verhouding tussen dogters en hulle pa's. So goeiemôre, good morning Dr. Hein en hartlik welkom. Goeiemôre Elsje, altyd lekker om altyd hier te wees en met die kykers te kan gesels. Goed, so hoekom is die verhouding tussen 'n pa en sy dogter so belangrik? Ja, dis eintlik 'n baie unieke en baie betekenisvolle rol in die vorm van hoe 'n dogter haarself, ander mense en dan haar verhoudings verstaan. Pa's het hierdie groot deel om dogters te help veilig voel in hulle self en dan hulle wêreld. En die rede daarvoor is dat ons probeer nie sê pa's is belangriker as ma's nie. Dis net dat pa's het ook hierdie regtig unieke plek daar. So ma's is nog altyd die eerste gehegtigheidsfiguur van kinderdae af, van jongs af is hulle nog altyd eerste dae en kinders leer vinnig om veilig te voel rondom hulle, maar dan kom die pa later en hy is die tweede gehegtigheidsfiguur. So die pa is en hoe sê daai is die belangrike deel, want die pa is dan die een wat vir die kind leer, vir die dogter leer dat dis nie net veilig by een mens nie. Sy kan ook veilig wees by ander mense en in ander regte verhoudings. So ja, pa funksioneer dikwels as hierdie sekondêre gehegtigheidsfiguur en dit beteken dat hy bied 'n addisionele pad na veiligheid. Die dogter wat haar pa as betroubaar, warm en beskikbaar ervaar, leer dat nabyheid veilig kan wees, verskille kan veilig wees en dat sy deur in die wêreld met meer selfvertroue kan verken. Ja, ek dink dit is hoekom dit so 'n interessante onderwerp is, want ons gewoonlik baie fokus op die verhoudings tussen ma's en dogters en die verhoudings tussen pa's en seuns. Maar watter rol sê jy speel die pa wanneer dit kom by 'n dogter se selfbeeld en selfvertroue? Ja, dis as jy as gevolg van hierdie aspek dat die pa bied hierdie hy's amper half die lens van hoe die ander mense in die wêreld daar gaan sien. My ma is daar en sy is altyd daar en amper half of sy gaan my lief hê, maak nie saak wat nie, maar die pa met 'n sekondêre inkom skep hierdie idee dat dit 'n baie belangrike ding is. Die pa het 'n massiewe rol daarso en wanneer 'n pa konsekwent warmte, belangstelling, erkenning en bevestiging bewys, kan dit vir daai dogter hierdie interne boodskap gee dat ek is waardevol, ek is geliefd en ek is respek werd, wat ons weet baie belangrik is in verhoudings, want hoe jy jouself sien in 'n verhouding en in die wêreld is dan nou baie belangrik. So dis 'n fyn lyn wat die verantwoordelikheid wat die pa daar het, want baie pa's partykeer ook lovebomb en hulle gooi al die erkenning en dis nie wat dit noodwendig moet wees nie. 'n Pa moet ook vir haar leer dat eksterne erkenning is nie iets waaraan sy afhanklik moet raak nie. En ek sien altyd, ek het my klein dogtertjie, as sy na my toe kom met 'n prentjie en sy sê, Papa, wat dink jy van my prentjie? En ek sê vir haar, wow, dis fantasties, dis wonderlik, al is die een kop skeef en alles, is daai deel van, ek leer haar dat sy moet altyd wag tot iemand vir haar idee gee van wat is 'n verhouding of wat is goed genoeg. So wanneer sy met die prentjie kom en ek sê vir haar, maar hoe voel jy daaroor? Wat is jou opinie daarvan? En sy sê dan vir my, nee, sy hou daarvan. Is dit om te sê dat, yes, my feit dat jy daarvan hou is vir my wonderlik en dit is wat vir my belangrik is. So daai konsep wil ons begin deurgee dat dogters leer dat hulle kan vir hulle self 'n interne waarde gee wat dan net deur die pa bevestig kan word. En dan op die konsep van selfvertroue, dit is my altyd anders as selfbeeld. Selfvertroue is hierdie idee dat
'n dogter moet leer dat sy kan op haarself staat maak en sy kan op haarself vertrou en veral in situasies van onsekerheid en ons weet eintlik is die wêreld vol onsekerheid. Die toekoms is onseker, elke verhouding is onseker, ander mense is onseker. So as ons hierdie idee kan skep dat 'n dogter dink dat ek weet hoe ek dit sal hanteer, is dit belangrik en die pa kan dit vir haar bied deur om 'n veilige basis te wees. Weer deur hierdie konsekwentheid, om haar te kan help om die wêreld te verken, nuwe dinge te probeer, gesonde risiko's te vat en dan so dan hulle selfvertroue te kan ontwikkel en deur 'n geleerde autonomie om te kan nie altyd sê hoe om 'n situasie te hanteer nie, maar vir hulle weer eens ook te vra, maar hoe dink jy sal jy dit hanteer? En partykeer daai te laat gaan en sê, okay, kom ons kyk hoe gaan dit as jy met wat jy beplan het en hoe jy dit hanteer en dit dan verder van daar af veilig te kan behou, maar dis definitief 'n massiewe rol en belangrik. Ja, so iets wat ek nogal uithaal van dit wat jy nou net gesê het, is dat daar gereelde kommunikasie ook in die proses moet plaasvind. Wat gebeur wanneer daai verhouding so 'n bietjie gespanne is of die pa is miskien so 'n bietjie afwesig? Hoe kan dit 'n dogter later in haar lewe beïnvloed? Ja, dit weer eens, dit bring onveiligheid en dit bring meer onsekerheid. Ons het net genoem dat ons moet sekerheid bring en daai bring hierdie onsekerheid en onveilig en die hartseer deel is dit vat nie net vertroue van die pa, verhouding met die pa weg nie, maar dit vat die vertroue van haarself weg. Dit vat vertroue van haarself in verhoudings tot ander weg. Sy mag ook leer dat sy moet verwag om verwerping in sekere verhoudings te verwag en te ervaar. En dit lei dan nou partykeer na gehegtheidstylprobleme, grensleggings, lewensmaatkesings, selfbeeld. En ons weet ook dat baie van ons persoonlikheidsversteurings kom uit hierdie gehegtheidsfigure soos paas wat nie veilig was nie, kom daai persoonlikheidsversteurings kom daar uit. Maar dis nie altyd ons wil nie sê dis verdoem as jou pa nie of was nie of hy gewelddadig was nie. Daar is deur nodige terapie en ondersteuning en verhoudings, goeie verhoudings en veerkragtigheidswerk kan 'n dogter effektief en gesond funksioneer eendag. Hoe belangrik is die manier waarop 'n pa ander vroue, soos byvoorbeeld sy lewensmaat, hanteer in die voorbeeld wat hy vir sy dogter stel? Ja, ek dink ek gaan hierdie in 'n kort hou want dis ons kan nou baie sê daaroor, maar net die feit hoe sy sien hoe my pa ander vrouens hanteer dis 'n mate van sosiale kondisionering en normalisering wat dan nou daar geskep word en dit raak dan 'n ongelukkige manier hoe sy verwag sy hanteer moet word eendag en dit skep 'n konsep van waar sy besef dis waarmee ek tevrede moet wees. Dis wat liefde is. Dis wat koneksie is en dis dan die tipe verhoudings wat hulle na soek eendag ongelukkig as dit daar is. Goed, dan vir dogters, wat kan hulle doen om 'n sterker, gesonder verhouding met hulle pa te bou, selfs al was dit nie nog altyd so maklik nie? Ja, ek dink is net belangrik om te besef voor ons hierdie antwoord dat die onus val nie noodwendig altyd op die dogter nie. Dis ek dink is wel belangrik dat daar's baie gespraat oor vir 'n pa hoe om die verhouding te probeer regmaak en ons wil altyd hê eintlik daar begin, maar dis so 'n mooi vraag om eintlik te hoor dat wat kan ek partykeer vir myself af doen? Ons praat nou juis hier oor om dogters te bemagtig en is so 'n mooi vraag om te sê wat kan ek doen? En as al ma's wat luister, as die kinders klaar by die skool is, help jou dogter om te verstaan dat dis klein oomblikke van koneksie wat geskep moet word. Ek praat altyd met my pasiënte oor drie reservoirs en om al drie vol te kan kry, moet ons eers die eerste een vol kry en hy moet begin oorloop na die tweede een toe en wanneer die tweede een vol is, moet hy oorloop na die derde een toe en koneksie aan die een kant, klein koneksies lei na hierdie emosionele veiligheid en sekuriteit toe wat dan nou oorgaan na nabyheid en intimiteit toe. So dis om 'n WhatsApp te stuur vir jou pa en dis net te sê wat het nou snaaks gebeur in jou dag. Dis om vir jou pa te kan sê 'n vraag te kan vra om te hoor oor sy eie belangstellings in sy dag. Partykeer sê ons as dogters of die dogters sê baie keer dat hulle weet alles, maar vra vir jou pa partykeer advies en raad, pertinent as prins, vra vir sy advies en sy raad. Spandeer tyd saam, gaan sit daar in die motorhuis terwyl hy werk aan iets en wees net daar. Jy hoef nie belang te stel nie en as hy vra wat maak jy daar, sê net ek was net hier, ek wil net tyd saam te spandeer en
doen aktiwiteite waar gesprekke normaal kan gebeur, so stap saam, ry saam met jou pa in 'n bakkie, enige ding waar jy eintlik langs mekaar sit en nie mekaar in aangesig tot aangesig sien nie, skep hierdie spontane kommunikasie. Sit op 'n bankie by 'n dam, daai tipe goeders, maar klein koneksies is hoe om dit te ontwikkel. Ja, jy weet, soos in my geval, soms sukkel 'n mens net met 'n prop in 'n bad en dan is my pa gewoonlik op die sogenaamde speed dial. Hein, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Nou ja, intussen kan jy bly net waar jy is, want dis net na tyd vir sport en dan gesels ons met 'n raakvatter of moet ek dalk liewer sê 'n raakklapper. Jy's by Goeiemôre, good morning. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Sporttyd hier op Goeiemôre, good morning. Is jy al ooit so hard geklap dat jou ore tuit? Wel, ons volgende gas het daarvan 'n loopbaan gemaak om mense presies net so hard by te kom. Dani Pitbull van Heerden is vandag hier om ons meer te vertel oor die intense wêreld van professionele klapvegtery, oftewel professional slap fighting. Dani, ek wil daar net eers jou handskud en sê ek gaan nie met jou beklei nie, so jy hoef nie vir my te klap nie, hoor. Is dit alright met jou? Ek wil nou net sê ons het reeds hier so op tafel. Ons het al reeds 'n ronde daarom 'n bietjie groter as wat hy moet wees. Ek gaan nou hierdie onderhoud begin met iets wat ek nog nooit op julle gevra het in 42 jaar nie. Wat weeg jy? 182 kg. Oei. 400 pond vir die Amerikaners. Ek wou net sê ja. Kom ons begin voor. Jy het 'n lang loopbaan in boks en 'n hele lot van die ander sogenaamde cage fighting en selfs van die Asiatiese of Oosterse sporte. Waar het dit alles begin? Glo dit of nie, my pa sou in 1981 vir Pierre Coetzee geboks het vir die SA titel. Ja. En ons was almal gecoach in combat sports. Ek het 2009 professioneel gedraai in martial arts. Ek het die 2016 wêreldkampioen geword met heavyweight. Vandaar het ek oorbeweeg boksing toe. Ek was 5de op die ranglys in boks swaargewig. Ek is ander 4 te Muay Thai, ben enkel boksing lisensie gekry due to COVID, nooit deelgeneem nie. Ek het strongman deelgeneem. 1 los in K1, 1 win in K1 en nou die slap fight 2023, so dit is nou wat ek doen. Ek wil jou vra, en as ek het al daarna gekyk, jy mens moet verskriklik sterk staan, nie waar nie? Verduidelik vir ons hoe daai alles saamwerk, want as jy beweeg, dan is daar 'n vel. Korrek. So, ek kan nou nie staan nie, maar hoe dit gaan werk, jy het 'n boks waar jy in staan, so jou voete moet plat wees, gelyk wees met mekaar. So, as jy nou sou klap, jy kan nie rotate soos 'n bokser 'n hoek sou slaan. So, die krag wat vergelyk is met die bokser, ek sal sê boksers is baie meer,
My arm moet reguit wees, ek mag nie buig nie, ek mag nie palm strike nie, ek mag nie kap nie, ek moet 3 punte van my hand moet gelyk land. En dit word gemerk. Ja. Dan moet ek onder jou ooglyn land, bo jou kaakbeen. So ek het net jou wang om te klap. Enigiets verby dit is 'n foul of hulle trek punte af. Ja. As ek jou nou nie uitklap in die 3 rondes wat ons elk kry nie, dan gaan dit op die punte. So word jy uit die boks uitgeklap of klap ek skeef en dan kyk hulle wie bepaal dit. Maar meeste van die kere word jy uitgeklap. En daar's kameras wat jy dophou en hoë slow-mo kameras. Soos 'n super slow-mo kamera. Ek meen, as jy net klein bietjie beweeg, lyk dit of jy jou hele skouer indruk. So ja, korrek. En dit is baie tegnies. Verduidelik net, jy het gedink toe jy eers begin het, bietjie meer gewig aansit en dit gaan jou help. So ek het begin op 135 kg. En omdat ek kom van vorige combat sports of in jou mind neem jy deel aan enige aan 'n normale ou, so om hom uit te klap is maklik. Dit is baie vernederend. En soos jy ander gaan met die sport, besef jy die tegniek towards it. So toe dink ek wel hoe swaarder jy word, hoe meer advantage gaan jy of meer plus daar gaan wees. En op hierdie geval besef jy daar is en dit gaan alles meer oor tegniek. Ek meen jy moet reg land. Jy mag nie jou voete lig nie. Daar's so baie tegniek in die sport, so jy moet dit eers verstaan om dit ordentlik te volg. Ja. As jy sê verstaan, wat was 'n lig wat vir jou aangegaan het wat dit aanbetref? Omdat ek 'n former boksing is, 'n voormalige bokser, jy het 'n habit om jou voet te lig. So as ek my voet lig en ek klap jou uit, word ek gediskwalifiseer en jy wen. So dis die nadeel van dit. En die geld wat daaraan gaan, obviously dis dollars vergelyk met Suid-Afrika. Dit voel soos 'n cheat in life. As ek dit vergelyk met enige ander boksing betaling, ja. Dis ongelooflik. Ja. Verduidelik vir my gou-gou hoe werk 'n kompetisie? Moet jy kwalifiseer? Hoe werk daai deel in? So ek is nou al op die ranglys, maar aan die begin het ek my CV ingestuur van my vorige sports en my achievements. En dan van daar was jy gekies. Dan begin hulle jou opmatch, soos 'n normale boks bracket. Jy begin 0-0 en dan 1-0. Soos jy wen, soos jy verloor, word jy nou mooi opgematch. En dan kry jy punte. Ek sal nou sê punte nie, is meer soos 'n professionele sport. As jy nou 'n wen het, dan gaan jy teen 'n vorige wenner. Goed. En dan wanneer jy op die ranglys kom, wat ek nou 4de is, ek kan of opbeklei of ek kan afbeklei. Dit hang af wie beskikbaar daai tyd, ja. En jou teenstanders, weet jy nou al die hardste geklap van die hele lot? Kalani Wakamelalo. So dit moes 'n 3 ronde klap kompetisie gewees het. Ons het 5 gegaan. So 5. So wat gebeur het daar? Omdat jy brei, so jy maak hierdie muscle sterk. Ja. Sien die kamera jy doen dit. So dan noem hulle dit 'n flinch. Okay. So as ek jou moet klap en jy flinch, moet jy weer geklap. Ek sal nie net flinch nie, ek sal hardloop met jou man. Ofwel op hierdie gewig kan jy nie meer hardloop nie. So jy moet maar staan. Ek sal okay wees. So en dieselfde met jou, as jy my klap en ek beweeg, is dit 'n flinch, dan moet ek weer staan. So wat gebeur het daar, ons albei was gekol op flinch en ons moet weer staan. Ek meen, ek het weggeloop met my gesig wat so staan. So wat dan aangaan in jou mind is jou gesig gaan bars, want jy moet wag vir hom, jy kan nie beweeg nie. So it's all about who's got the in die sport, ja. Hoe maak mens reg vir so iets? Ek dink geestelik, dit kan nie maklik wees om daar te staan in 'n ou so groot soos jy, wat jou slaan en jy weet hoe seer dit is en jy weet wat jy aan hom probeer doen. Hoe kry mens hierdie reg? So most humbling sport out there. Maar maak nie saak hoe hard jy oefen nie, hoe baie eet nie, hoe sterk jou kaakbeen is en. Sodra jou brein jou skedel raak, sê jou liggaam vir jou, safety, ek knock jou uit. So dis 'n liggaam mechanism met ander woorde. So dit kan jy nie garandeer nie. Die nadeel van hierdie is, sê nou maar ons neem deel teen mekaar en jy klap my uit, dan beteken my credentials niks. So dis hoe ek sê, is 'n most humbling sport out there. Mentally 200% mental, want ek meen, jy moet 'n mental mind hê om reg te staan daar en nie te beweeg vir die klap wat ek sien kom nie. Ja. So ek moet jou probeer intimideer, net om in jou oë te kyk. Ek moet in jou siel kan kyk en jy moet dit kan sien. So dit is maar die meeste van dit. Dis 'n baie interessante punt dat mens mekaar kan domineer deur net vir mekaar te kan kyk, né? Korrek. En ek meen, hierdie is die eerste sport wat ek kan sien, as jy nou moet staan vir hom en ek moet klap, ek kan sien hoe bang is jy. Ja. Maar die ergste van alles, na my klap, sê nou maar ek het niks gedoen nie, dan verander daai dadelik om en dan kan jy sien, dat is my beurt. Moeilikheid, ja. Baie moeilikheid. Ek is verskriklik geïnteresseerd in hoe jy oefen. Jy sê, jy maak jou kaakbeen sterk. Hoe werk dit? Wel, obviously eet vir my, ek kan dit doen met chappies kou. So, hoe harder jou kaakbeen is, hoe beter hou dit die impact. Maar sodra jy 'n kaakbeen lig hou, ek kan terugskuif, ek kan uithak, ek kan breek. Ja. Jy oefen soos 'n bodybuilder, met ander woorde, so jy het jou spesifieke spiere wat jy oefen, jou push, jou pull,
jou pivot en so aan. So jy's hoe gereeld is jy in die gym? En nou so 3 keer 'n week. Goed. Ja, hang af hoe dit gaan. Ek meen nou die winter 2 keer 'n week. Obviously as jy meer insit, it all comes down to kan jy hou vat of kan jy nie. Want jy kan nie jou brein oefen om nie genock te word nie. Dit is maar 'n liggaamsmeganisme, ja. Ek gaan dit in Engels stel, daar's G-forces hier ter sprake, nee, want dis massief. Die force wat kom is bloot net massief. So ek klap die hardste in my gewig. So as ek sê my gewig. Hoe weet ons dit net so terug? So jy word op 'n stats op 'n power per square inch gemeet, so op 'n bokse te meet. So ek klap so 960 pond per square inch. So, maar wat ek op wil neerkom is, as ek nou sê my gewig is 120 kg open weight. So die swaarste ou in die kompetisie is 220 kg. So ek meen as jy fit is en jy staan voor so ou wat jy nou moet klap. Jy kan not guarantee het, jy gaan of jy gaan nie. So jy kan hou vat of jy kan nie. Dis wanneer daai ou tydse saying ingekom het van jy kan hou vat of jy kan hom nie vat nie. Laastens, dit gaan oor die knockout, nie waar nie? Dit gaan oor die knockout. Dit is die eerste sport wat enige iemand wat kom kyk, staan so en kyk, jy gaan koop nie drinks nie, jy gaan koop nie kos nie, jy wag vir daai klap en jy wag vir die fisiese pause voor jy loop. En as jy vir die mense wat nou views verstaan, ons is op 30 biljoen views. Dis so die views is meer as UFC, meer as boxing, meer as NASCAR, meer as alles, want almal wil die knockout sien. Dani, baie dankie vir jou tyd, ou maat. Waardeer dit regtig sterkte. Ons hoop ons sien jou daar heel bo met sommer baie geld in die sak. Wel, die enigste klap wat ek gaan doen is tongklap. Ek dink dit is makliker. Net hierna gesels ons oor die Nampo Oesfees. Bly ingeskakel. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Goeiemôre, good morning. Ja, die grootste landbou tentoonstelling in die suidelike halfrond. Wat is dit? Handjies op. Dis natuurlik die Nampo Oesfees. Bly die belangrikste ontmoetingspunt vir produsente en landboubesighede. Vanjaar se tema Resilience through Innovation fokus op hoe boere nie net oorleef nie, maar aanpas en floreer in 'n omgewing vol uitdagings. Ons gesels nou met Tobias Doyer, hoofuitvoerende beampte van Graan Suid-Afrika, oor wat besoekers vanjaar kan verwag. Tobias, to be or not to be, goeiemôre. There is a question, môre Pieter. Sy Tobias net sê gou vir my, dis 'n hoogtepunt op ons landboukalender, maar wat maak Nampo Oesdag 2026 hierdie jaar so spesiaal? Jong, dit is 'n hoogtepunt, dis jy sê, dis lekker om almal daarso te sien, is lekker om bietjie bymekaar te kom, boerdery te gepraat, bietjie politiek te praat. En weet ons tema is natuurlik Resilience through Innovation.
Nou het 'n oom nou die dag vir my gesê, Boetman, die prys van diesel is nou naby aan R40 en die prys van mielies is naby aan R3000 'n ton. Moenie vir my praat oor resilience nie. Maar ek dink die tema van vanjaar is kom ons kom by mekaar, kom ons geniet wat lekker is en wat mooi is. Ons maak nuwe planne, dinge gaan taai. Maar dis mos ons nasie se houding. Jong, selfs in die tuis te kyk ons om in die oë en ons vat hom. So kom ons hou 'n lekker partytjie en kuier volgende week. Ek dink as daar nou ene is wat weet hoe taai dit gaan met ons boere, is dit nou iemand soos jy ook, nee? Ja nee, kyk, dit lê swaar op die hart. Ek sit nou die aand met 'n klomp van die hogere ekonome en dan vra jy maar maat, wat gaan gebeur? Wat is op pad? Nou kyk, 'n ekonom is mos altyd op die linkerrand en op die regterrand. En as die ouens sê, "Joh, weet nie wat Trump gaan doen nie, wat gaan met internasionale toestande gebeur, maar wat kan ons doen? Ons moet nou maar net deur." So kom ons fokus op innovasie, kom ons kyk na 'n nuwe tegnologie. Die ouens wat die beste boere is, die ouens wat gaan oorleef. Is dit ook maar wat hierdie tema prakties vir die ou wat julle hoop dit gaan vir hulle beteken? Dit is presies waaroor Nampo gaan. Weet, Nampo is 'n baie lekker kuierplek, is 'n baie interessante plek, maar fundamenteel gaan dit oor tegnologie. Ons bring die beste tegnologie bymekaar en boere kan bymekaar kom saam met hulle medeboere en die tegnologie ondersoek en kyk wat werk nie. Ons kompeteer teen die beste in die wêreld en ons moet die beste tegnologie gebruik om voor te bly. En hierdie jaar is daar daarom 'n paar nuwe tegnologiese oplossings as ware en aanhalingstekens waarna boere kan uitsien om te kom besigtig. Jong, dis altyd bitter interessant. Ford het daar so 'n ding met sulke doeke oor waaroor hulle niks wil sê nie. Hilux het 'n lekker wêreldrekord wat hulle wil breek. Foton gaan ook volgende week 'n bekendstelling doen. So die ouens bring hulle nuwe tegnologieë en wys bietjie die lekkerste en die beste daarso. Fundamenteel gaan dit oor die landboutoerusting. Jy kan die grootste stroper in die wêreld daarso sien, die ventstroper. Ook die lekkerste, grootste, duurste trekker op hierdie stadium. Wat dink jy kos die duurste trekker op hierdie stadium? Ek is bang man, ek weet ek gaan op my asem snak as jy vir my nou die getal noem, daai nommer. Hy stamp nou R24 miljoen. So ek gaan nie jou Porsche kom uitsleep uit die slaggat met my R24 miljoen trekker nie. Nee. En ek seker dis daar waar ma en dogter ook agter die stuur van 'n stroper kan inklip. Nee, verseker. En ek moet ook vir jou sê, Nampo groei ook maar net. En ek weet nie of daar nog ruimte is vir groei nie, maar elke jaar is dit asof jy net ietsie doen met 'n beter verskil wat 'n groter impak maak. Ja, ek dink is omdat ons naby aan ons waardes bly. Dit bly 'n handelskou, dit bly soos ek nou gesê het oor tegnologie en boerdery. En ek dink dis die sleutel vir sukses. Ons grootste probleme natuurlik is om daar uit te kom en ek sal almal aanraai, julle moet asseblief kyk na die paaie voordat julle kom. Die reën is besig om al die grondpaaie weg te spoel en die teerpaaie het slaggate in. So dis amper die groter infrastruktuur wat keer dat Nampo groter raak. Ek dink nie ons gaan vanjaar meer getalle kry as gewoonlik nie. Gegee die dieselpryse natuurlik ook die uitdagings om daar uit te kom en baie ouens stroop reeds. So ek dink nie ons gaan groter getalle hierdie jaar kry nie, maar ons is half dankbaar. Die plek raak, die infrastruktuur rondom Nampo kan dit nie meer hanteer nie. Tobias, dan het jy ook ons nou oor die tegnologie gespreek, maar gesprekke is nog 'n belangrike aspek van Nampo. En na watse gesprekke kan mense uitsien? Krities belangrik. Ek dink gaan loer na nasie in gesprek. Die lekker ding van Nampo is almal is daar so vir 'n week lank en die grootste leiers en die beste kenners is bymekaar en ons gebruik die geleentheid om hulle bymekaar uit te bring. In nasie in gesprek, so minister Steenhuisen gaan daar sou wees om oor back and cloud te gesels, maar ook oor biobrandstof. Ons hoop, ons sit met baie mielies, biobrandstof is dalk 'n oplossing, kom ons kyk wat ons kan kry daarso. Ons gesels oor water en ons gesels, die adjunkt president is daarso en minister McPherson kom ook, so 'n klomp gesprekke rondom alles en nog wat, of dit nou munisipale infrastruktuur regdeur tot by biobrandstof is, baie interessante gesprekke wat gaan gebeur. Ook 'n lekker geleentheid vir mense om 'n bietjie oog tot oog met die manne te kan gesels, né? Baie lekker en ja, baie belangrik. Ek dink dis goed dat ons mekaar in die oë kyk en die werklike weet van die ministers het ek aangeraai, weet jy gaan nie invlieg nie. Ry liewer in dat jy bietjie die potholes, die slaggate beleef, bietjie gaan kyk hoe lyk dit in Viljoenskroon, gaan kyk hoe lyk dit in die munisipaliteite, dat hulle ook die platteland beleef en soos ons natuurlik terug na die plaas, die realiteit van boerdery waar ons dan staan met 'n dieselprys van R36-37 maats, dis nie grappies nie. Ja, nee, hoe gaan nou dit asseblief kom kuier vir ons, maar vat hom ook soos ons dit vat. Luister, en toeganklikheid nie net vir die boere nie. Ek meen, wat doen julle elke jaar om dit ook maar net meer toeganklik te maak vir mense wat nie regtig dalk fisies self boer nie, maar ook al gehoor het van Nampo en daar wil uitkom?
bitter lekker en ek dink die groot ding vir mense wat kom is boerdery is 'n ongelooflike wetenskaplike besigheid. So natuurlik is dit lekker, jy weet die vroue tent is fenomenaal. Red Bull gaan allerhande grappies met motorbikes doen daarso op die 4x4 baan. Tau Melens het die sterkman kompetisie en jong, dit gaan lekker sport wees en jy gaan die kerk se pannekoeke kan eet en lekker ou kermiservaring, maar op die ou einde as jy met 'n tegnologie hoed daarso instap, die satelliettegnologie wat boere deesdae gebruik, met daai trekkers bestuur hulle self, ry op presies dieselfde plekke, is absoluut ekonomies met al die goeders wat hulle spuit en bysit op die planters en so, reg deur tot by goeders soos genetiese tegnologie. Dit gaan alles oor die tegnologie en die wetenskap van boerdery en dis die interessante ding. Ek het nou al verstomp gestaan, ek was verlede jaar ook saam met 'n vriend van my wat in die boerdery is daar gewees en dan verduidelik hy vir my wat die goeders doen of daai ding doen, dan dink ek net, ek kan nie glo die tegnologie verbeter het nie. Is dit ook dalk dat Nampo al so geraak het op die kalender, juis vir innoverende ontwerpers en so van hierdie tipe van toerusting om te weet, hulle moet 'n projek of 'n produk kom loods by 'n plek soos Nampo? Verseker, dis die plek om daaroor te kom gesels. Jy weet waar, dis maar moeilik om by al die produsente uitkom. Kyk as jy daar agter in Nampo instap en dan sien jy daar's 6, 7, 8 maniere om 'n land te ploeg. Wie het nou uit kon dink dat jy soveel maniere 'n land kan ploeg? Maar dis die geleentheid wat jy weet al die landbouprodusente gaan daar aankom en hulle gaan met jou wil praat en dis eintlik 'n groot voordeel. Die boere is verseker, die hoofkundige wat daai ding ontwerp het is daar en ons kan met hom kom gesels en dis die plek om te kom weet en dis hoekom die ouens kom. Lekker man, kyk ons kan nog 'n uur gesels oor Nampo. Baie sterkte vir jou en die span vir wat voorlê. Net so weer vinnig vir die mense wat nog wonder, wanneer is Nampo en waar kan hulle 'n bietjie meer inligting en kaartjies kry? Volgende week Dinsdag die 12de tot Vrydag die 15de en die kaartjies is aanlyn beskikbaar. Soek maar net vir Nampo kaartjies. Hoorie baie dankie, sterkte ook vir jou. Ek wil nou nie sê sien jou daar nie want ek weet jy gaan baie rondhardloop, maar goeders maar as ons mekaar dalk sien, sal ons maar net so vinnig baie dankie, sterkte ook vir julle man. Ek weet die wêreld is lekker nat op die stadium. Dis nogal sport. Ek is seker ons gaan dit baie lekker doen. Sorg dat jy nie Nampo Oesdag mis hierdie jaar nie. Verseker 'n plek om 'n bietjie meer te gaan uitvind. En ook as jy heeltemal daarom onnoosel staan en nie regtig weet waaroor boerdery gaan nie, ek sê vir jou, dis die plek om by te gaan inloer. Bly ingeskakel, net hierna luister ons na my goeie ou vriend Manny Jackson se splinternuwe enkelsnit en ons gesels ook bietjie met hom oor wat aangaan in die lewe van Manny Jackson. Die hemel weet, ek sien uit na hierdie enetjie. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele.
Ons gesels vandag met Mani Jackson oor sy nuutste enkelsnit. Ek sal antwoord. Maar voordat ek met Mani gaan gesels, is dit tyd dat ons eers 'n bietjie hoor hoe lekker daai liedjie klink. Hoor na jou maand. Mani Jackson! Hey, my ou vriend, so lekker om vir jou te sien. Terwyl jy daar oor die drade val. Oor die toutrap. Good morning. Ja, jy trap. Goeiemôre. Dis lekker om jou te sien. Ja, yesterday man, en dit is so 'n lekker nuwe liedjie, baie geluk. Baie splinter nuwe liedjie en dis oor ons land. Ons is die mooiste land. Mense wil altyd oor see gaan vakansie hou. Probeer iets was hulle nog nie. Ja, jy het net gaan vakansie. Hulle wil altyd oor see gaan vakansie hou. Dat hulle nog nie die mooi van ons eie land beleef nie. Ons is bevoorreg om die hele land te kan plat toer en al die mooi te kan sien. En jy het al baie van die land gesien. Baie meer van die mooi ook al beleef. So, oor 1 miljoen kilos al afgelees oor die jare. Sê net gou vir my, hoe het hierdie liedjie oor jou pad gekom? Sonet Bridges het hom geskryf en sy het al in 1987 vir haar pa begin skryf. Omtrent op elke album het sy 'n liedjie vir hom geskryf tot met sy dood. Sy het haar eie albums geskryf en 2012, 13 en 14 en 15 het sy vir my geskryf, my albums, toe sy Amerika toe. En sy het so 'n bietjie onttrek uit die musiekbedryf uit. En dit sy nou so 2 jaar terug weer begin, volstoom, met skryf. En sy is 'n fantastiese skrywer. Sy produce die goeie self, sy en haar seun. Hy speel die dromme en die gitare en sy doen die backing vocals. En dan gebruik hulle ook van die musikante in Suid-Afrika. Ek gaan na studio toe, waar ek al die jare, is by Dennis East, hy is oorlede, maar sy ingenieur, Keith Forsyth. Ek gaan neem nog daar op. Hy ken my stem en hy weet hoe ek moet klink. Luister, en dis 'n liedjie van hoop, van positiwiteit. Hoekom dink jy is dit ook nou nodig? Positiwiteit. Dis die eerste keer toe sy my stuur, toe sê ek dadelik vir haar, definitief sal ek kom sing, want dis niks polities nie, dis niks negatiefs nie. Ons het ons eie negatiewe dinge wat ons moet saamlewe elke dag. Ons land se skoonheid bly positief. En jy het dit so lekker verwoord en sy het dit so lekker verwoord ook en natuurlik die regte man om hom net eer te gee. Dis lekker opgewek, dis lekker vrolik, die mense kan om dans, hulle kan. En ek het gesien hulle as ook nou lewendig op die show sing, dan kom die selfoonliggies aan. Is dit nie? Ja, daar sal antwoord op jou roepstem, dan kom die selfoonliggies aan. So die ouens begin vang waaroor dit gaan. Hierdie liedjie is nou al beskikbaar aanlyn, of wanneer is hy? Op al die digitale platforms is hy beskikbaar. Ek weet sy is nou 'n maand terug vrygestel en sy views is al by amper 35,000. Fantasties. Views en ja, dit is goed as dit goed doen. Baie lekker film. Jy's ook nie 'n man wat bang is om die pad te vat nie. Is daar weer 'n landswye toer of iets? Ons het net teruggekom van 'n toer af deur die Kaap. Ek het 11 optredes gehad in 10 verskillende dorpe in 7 dae se tyd. Jy wakkel pappa, jy wakkel. 3.500 kilometers gery, ons ry slaan self klank op. Die dae van klankmanne en daai goeie is verby. Ek moet dit self doen. So en dit is lekker. Ek vat my vrou saam, sy doen die klank. Dit is bietjie moeilik baie keer, jy weet, op die einde van die dag werk sy vir my so, ek bly haar baas. En baie keer moet ek maar raas. Tot jy by die huis kom, dan is sy die baas, is dit nie? Ja, en dan sê sy vir my, hoor, ek hou nie van wat jy nou gesê het nie, maar as by die huis kom, dan hoor wat jou vrou daarvan gesê het. Wat sê is weer die lekkerste deel? Ek meen vir 'n man wat al soveel jare ook die ding doen, om op die pad te wees, is dit daarom lekker om dit met jou vrou ook te kan deel? Dit is baie lekker, omdat ek het 'n dogter, en sy is nou al 22, so sy werk na goeie, sy het altyd saamgekom. Vir 4 jaar wat sy saam met ons getoer het, maar sy het nie baie van die toerery gehou nie. Sy is maar 'n skaamhuisie. Introvert en soos haar pa. So skaam stil en teruggetrek. Die sien mos behaag aan my been. Ja, nee, ek sien daar gaan hy. Nou ek weet jy sommer van hier af ook weer op pad na vertoning toe. Ja, ons het 'n optrede wat so 200 mense daar het vir Moedersdag. Ag, lekker ding. Dit is by 'n kerk het daar in Meyerton so. Dis in die gang. My vriend, baie dankie dat jy kom inloer het. Baie dankie vir Ek sal antwoord, stunning liedjie en ons gaan verseker vir hom roer en ook beloer. En baie dankie vir die inloer, man. Waardeer en dankie vir julle ondersteuning. Was lekker om jou te sien. Jy word ook nie ouer nie, man. Nee, harder raak minder. Ag, wat jy waar kry, my vriend. Ai. Kyk nou, dis nou al van ons kant af wat vandag aanbetref. Baie dankie. Gaan kyk uit vir Ek sal antwoord van Mani Jackson en ons is môre weer terug, net hier by Goeiemôre, Good Morning. Van my en die res van die span, mooi bly mooi, sorg dat jy nooit ophou droom nie en as jy nie 'n verskil kan maak nie, wees die verskil. 'n Lekker dag, ons sien julle môreoggend.